Geliefdes, uit die woord van God lees ons uit die tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 1 van vers 1 af. Tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 1 van vers 1 af. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus, aan die gemeente van God in Korinte, en aan almal wat aan die Here behoort in die hele Agaïe. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat aan allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat hulle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat, net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons self die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. En dan spring ons na vers 21 toe. Vers 21. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ek roep God tot getuie en staan met my lewe daarvoor in. Dit was om julle te spaar dat ek toe nie na Korinte toe gekom het nie. Ons wil nie as heersers voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die geloof, maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder. Ons teks is vers 22. God het ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Geliefdes in die Here, hoe kan ek seker wees dat ek 'n kind van God is? Hoe kan ek seker wees daarvan dat ek die ewige lewe sal beerf? Verder, kan 'n mens seker wees van hierdie dinge? Of is dit 'n verrassing wat vir jou wag as jy sterf? Ja, geliefdes, die goeie nuus is, 'n mens kan seker wees. Volgende Sondag met Pinkster vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Daarom is dit belangrik dat ons ook weer 'n slag sal vra, wat is die werk van die Heilige Gees? Wat doen hy? Een van die dinge wat hy doen, is om aan ons sekerheid te gee oor ons verlossing
en die ewige lewe. Ons teks sê dat die Heilige Gees self die waarborg en die seël is dat ek tot in ewigheid aan God behoort. Ons teks sê mos, God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Die verlossing en geloof staan dus op vaste grond, op Christus, op niks of op niemand anders nie. Nie op my goeie hoedanighede of goeie werke of wat ook al nie. Op Christus en op hom alleen. As jou geloof op Jesus Christus gebou is, dan staan dit nie op onsekerhede nie, maar op vaste grond. En dit is baie belangrik om raak te sien dat die werk van die Heilige Gees op die versoeningswerk van Jesus Christus rus. Sy verlossingswerk van kruis en opstanding is die grond of die fundament van ons verlossing. Die Heilige Gees bou op hierdie fundament. Die Geeswerk of die Gees se werk kan nooit losgemaak word van die versoeningswerk van Jesus Christus nie. Boonop word ons in hierdie skrifgedeelte daarvan verseker dat God ons vir hom afgesonder het. Eenkant gesit het vir sy gebruik. Letterlik staan daar dat God ons gesalf het. En ons weet in die Ou Testament, as 'n nuwe koning aangewys is hy gewoonlik deur 'n profeet gesalf met olyfolie. Hy's gemerk as die eiendom van God en dan is hy gestuur om God se werk te gaan doen. Ons gaan nou nie vanoggend verder in op hierdie salwing nie, want dit is op sy eie al eintlik 'n preek. God het ons nie net gesalf nie, nie net eenkant gesit vir sy gebruik nie, nie net gemerk en gestuur nie, maar hy gaan nog verder as dit. God het ons ook as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ja, die Heilige Gees word ook hier 'n waarborg genoem. Kom ons kyk eers wat word bedoel met die Heilige Gees as waarborg. Ons teks sê God self het die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg. So die Heilige Gees is die waarborg van ons verlossing en die waarborg van wat ons nog sal ontvang. Dat ons alles sal ontvang wat God beloof het. In die Bybel maak God baie beloftes aan ons. Watter waarborg het ons dat God hierdie beloftes sal vervul? In die tyd waarin ons lewe met al sy agterdog teenoor alles wat nie met die verstand verklaar kan word nie, klink die belofte van die ewige lewe in Christus al hoe meer na 'n sprokie. Selfs geleerde teoloë begin nou die egtheid van die belofte van die ewige lewe bevraagteken. Watter versekering het ons dat God sy belofte van die ewige lewe sal vervul? Ons teks sê, die Heilige Gees is die waarborg van wat ons nog sal ontvang. Met ander woorde, die feit dat ons die Heilige Gees ontvang het, is die waarborg dat God al sy beloftes sal vervul. In die Ou Testamentiese tyd, in Esegiel 36 onder andere, het God al die uitstorting van die Heilige Gees beloof. Daar in Esegiel 36 lees ons, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees
aan julle gee. En ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. En met Pinkster, 2000 jaar gelede, het God al hierdie belofte vervul. Daarom is die Heilige Gees die waarborg dat God ook beloftes soos byvoorbeeld die van die ewige lewe sal vervul. En as God iets waarborg, dan staan dit vas. En boonop gee hy nie 'n waarborgsertifikaat nie. Nee, hy gee sy Gees wat in ons woon as waarborg. Hy is dus as dit ware self die waarborg van sy eie beloftes. Hy kom woon in ons as versekering dat hy al sy beloftes sal vervul. In hierdie woord waarborg sit daar ook die idee van 'n deposito. Wanneer jy iets koop, maar jy betaal nie die volle bedrag nie, dan betaal jy 'n deposito. En daardie deposito is die bewys dat jy van voorneme is om die hele prys te betaal. So is die Heilige Gees ook die deposito van God, die bewys dat hy beslis al sy beloftes ten volle sal betaal. God sê dus met die uitstorting van die Heilige Gees, ek beloof om alles te betaal en hier gee ek al die eerste deel. So is die Heilige Gees vir my dan ook die waarborg dat ek reeds deel het aan die ewige lewe. Twyfel jy dalk daaraan of Jesus werklik weer gaan kom? Twyfel jy daaraan of daar iets is soos die opstanding uit die dood? Twyfel jy dalk daaraan dat al jou sondes vergewe is en dat jy reeds deel het aan die ewige lewe? As die Heilige Gees in jou woon, dan hoef jy nie meer te twyfel nie. Hy is die waarborg dat al hierdie beloftes van God vervul sal word. Net so eg en seker as wat die inwoning van die Heilige Gees in jou is, so seker is en eg is die feit dat God al sy beloftes sal vervul. Behalwe dat die Heilige Gees 'n waarborg is, sê ons teks ook dat ons deur God beseël is. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël. Dit beteken, in Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, ons as die eiendom van God beseël. Wat beteken dit om beseël te wees as God se eiendom deur die Heilige Gees? Agter hierdie beeld sit die idee van 'n slaaf wat 'n kenteken of met 'n merk gemerk is as die eiendom van sy eienaar. Destyds was slawe as jou besitting beskou en dan ook gemerk as jou eiendom, sodat die slaaf nie kon wegloop of gesteel kon word nie. So is ons dus ook as God se eiendom gemerk. Nie met 'n fisiese sigbare merk nie, maar deur die Heilige Gees wat in ons woon. Wil jy dus weet of iemand 'n kind van die Here is? Kyk dan of hy hom deur die Gees van God laat beheers. Wil jy die versekering hê dat jy self 'n kind van God is? Kyk dan of jy jou deur die Gees laat beheers. Kinders van God word uitgeken aan die verskil wat die Heilige Gees in hulle lewens maak. Watter troos is daar vir ons in die feit dat ons as God se eiendom beseël is deur die Heilige Gees? In die eerste plek beteken dit dat ons eindbestemming gewaarborg is. Die Heilige Gees wat op ons uitgestort is self die seël wat bevestig dat ons eendag behoue in die nuwe Jerusalem sal aankom. Ons het die seël van die koning van die heelal,
Ons het die Heilige Gees wat bevestig dat ons eindbestemming gewaarborg is. 'n Seël beskerm ook. Omdat ons God se seël dra, weet die Satan dat ons God se eiendom is. Dat ons onder sy beskerming staan. Dat die Satan sonder God se toelating niks aan ons kan doen nie. Ons is God se kinders en niemand anders se nie. Ons is as sy eiendom beseël vir ewig. Maar 'n seël word ook baie keer gebruik om egtheid mee aan te dui. 'n Seël of 'n waarmerk op 'n sertifikaat dui die egtheid van die dokument aan. As ek die Heilige Gees ontvang het ek bevestiging van God self ontvang dat ek sy kind is. Dat ek 'n ware Christen is en nie 'n namaaksel of 'n skynheilige nie. God gee immer sy Heilige Gees net aan ware kinders van hom. Of beter gestel, hy maak van ons sy ware kinders deur sy Gees. As ek die werking van die Gees in my ondervind, dan weet ek daaruit dat ek 'n ware kind van God is. Glo jy in Jesus Christus as jou verlosser, dan het jy die Heilige Gees ontvang. Want jy kan alleen dit glo wanneer die Heilige Gees in jou werk en jou daarvan oortuig. Die wonderlike is natuurlik dat ek net 'n ware kind van God kan wees as ek weet, as hy my uitgekies het en sy Heilige Gees aan my gegee het, sodat ek in hom sal glo. Die feit dat ek 'n ware kind van God is dis nie rede om hoogmoedig te wees nie, maar eerder om dankbaar te wees, want ek ontvang dit sonder enige verdienste van my kant. Alles is immers net genade van God af. Ook my geloof en uitverkiesing en die feit dat God sy Gees aan my gegee het. Daarom is dit belangrik om, nou dat ek as die eiendom van God beseël is, ook te lewe soos die eiendom van God. Ek moet my dus deur die Gees laat beheers. Ek moet die vrug van die Gees in my lewe vertoon. Die Gees en sy vrug is tog my kenteken en my waarmerk dat ek 'n ware kind van God is. Ongelukkig leef ons in 'n tyd waarin dwaalgroepe die Heilige Gees net vir hulle self toegeëien het en die idee laat posvat het dat die Heilige Gees allerhande en aardige goed in 'n mens doen. Maar geliefdes, die skrif self sê, die vrug van die Gees is mos nie allerhande uitspattige dinge nie. Die Heilige Gees laat jou nie soos 'n waansinnige optree nie, maar maak jou vol van dinge soos liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Omdat hy van my 'n nuwe mens maak wat glo dat ek verlos is en reeds deel het aan die ewige lewe, maak hy ook van my 'n dankbare mens. 'n Dankbare mens is iemand wat besef, ek is niks en ek verdien niks nie. Al wat ek regtig verdien is die ewige dood, want ek is 'n sondaar. Maar deur God se genade, deur Jesus se verlossing en deur die vernuwing van die Gees, het ek deel aan die nuwe lewe van God bo alles lief hê en my naaste soos myself. Omdat die Gees in my woon, is dit nie vir my te veel moeite om iemand in nood te besoek en deurlopend te ondersteun nie, of om my uitdra van die evangelie te ondersteun nie. Daarom maak ek ook tyd om mee te leef, maak ek tyd om die Here te dien. Daarom maak dit my ook bly om die Here met dankoffers te kan vereer. Dan ondervind ek dit meer en meer. Ek gee nie net nie, maar ek ontvang veel meer terug as wat ek gee. Ek deel in 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom.
Daarom moet ek sy grootheid prys, deur myself as 'n dankoffer aan hom toe te wy. Ja, die Heilige Gees maak my so dankbaar vir God se genade, dat ek hom elke dag heelhartig wil dien en vereer. En sodra dit gebeur, dan het ek die versekering, God se Gees het my as sy eiendom verseël. Die behoefte om God te dien kan immers net deur die Heilige Gees in my bewerk word. Geliefdes, ongelukkig het die charismate ook iets ekstra van hierdie beseeling gemaak. So asof jy gelowiges kry wat beseël is en gelowiges wat nie beseël is nie. Die beseeling is dan volgens hulle een of ander buitengewone ervaring wat jy eers moet hê wanneer jy dan wel beseël word. Maar die Bybel is tog baie duidelik hieroor. As jy in Jesus Christus glo en jy dien hom, dan het jy die Heilige Gees in jou. En as die Heilige Gees in jou woon, dan het jy ook as kind van God die seël van God ontvang. Hy is mos self die seël, die Gees is self die seël, en hy woon net in ware kinders van die Here. Wil jy dus weet of iemand beseël is as kind van God? Mense wat deur die Gees beseël is, glo in Jesus Christus, hulle glo sy woord, hulle dien hom, hulle gehoorsaam hom, hulle beteken iets vir hulle naaste, hulle maak opofferings in God se diens, en hulle put vreugde en blydskap uit hulle geloof en hulle godsdiens. Hulle is nie wispelturige, wisselvallige mense wat teer op emosionele opwellings soos sommige groepe dit aan ons voorhou nie. Nee, Paulus skryf mos vir Timoteus, die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die Gees van God laat ons dus met krag en liefde en selfbeheersing optree. Hy laat ons dus nie allerhande uitspattige dinge doen nie. Nee, hy laat ons eerder in aksie kom om God te dien met liefde en gehoorsaamheid en dankbaarheid. Hy laat ons omgee vir ons naaste en bring ons in aksie om ons naaste se belange hoër as ons eie te stel. Iemand wat vol is van die Heilige Gees is dis nie iemand wat allerhande en aardige dinge aanvang of wat opspraakwekkende dinge in die oë van die wêreld doen nie. Nee, iemand wat hom deur die Gees laat beheers is doodgewoon iemand wat in Jesus Christus glo, wat God se woord gehoorsaam, wat breek met die sonde, wat liefde aan sy medemens bewys. Iemand wat vol is van die Heilige Gees is iemand wat gereeld Bybel lees, gereeld bid, wat daarna smag om God se woord in die erediens te hoor, wat konsekwent volgens die Bybel probeer leef, wat tyd en moeite opoffer om sy medegelowiges beter te leer ken en om hulle laste te help dra. En hierdie dinge kan 'n mens net doen as die Heilige Gees in jou werk. As jy hierdie dinge doen, dan is jy vol van die Heilige Gees. Dan het jy geen buitengewone ervaring nodig om dit te bevestig nie. Daarom, geliefdes, moet ons nie meer deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in ons. Daarom moet ons en kan ons elke dag 'n einde maak aan die sondige praktyke in ons lewens en kan ons God met oorgawe en met dankbaarheid dien met alles wat ons is en het. Dit en dit alleen sal die bewys wees of ons vol is van die Gees en of ons deur hom laat beheers of nie. Daarom sal ek myself en my lewe onder leiding van die Heilige Gees ondersoek
en sal ek dit wat verkeerd is in my lewe verwyder, en sal ek die voorneme hê om elke dag soos 'n beseelde kind van God te lewe. God self het ons immers op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. Hy self het met ons vir hom afgesonder, gesalf, ons as sy eiendom beseël, en die Heilige Gees in ons harte gegee, as waarborg van wat ons nog alles sal ontvang. Daarom kan ek, wil ek hom heelhartig dien. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die troos van u woord, dat ons opnuut weer kon hoor dat ons geloof op hierdie vaste grond gevestig is. Jesus Christus, sy soenoffer aan die kruis, dit wat hy in ons plek vir ons gedoen het, toe hy ons volkome verlos het en vir altyd vir u gekoop het. Ons dankie dat u Heilige Gees in ons gee, as waarborg van al u beloftes, ook as waarborg daarvan dat ons ware kinders van u is, wat reeds deel het aan die ewige lewe. Ons dankie dat u ons verseël met u Heilige Gees, dat ons weet ons is gemerk as u ware kinders, ons eindbestemming staan vas, ons word ook beskerm en gelei deur hierdie seël, die Heilige Gees in ons. Lei ons dan om elke dag, soos die geesvervulde kinders sal lewe, wat in alles u eer soek, wat in alles u woord gehoorsaam. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Miskien nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig. Liefdes, ons slotsang is Skrifberuiming 14 vers 1 en 2. Dit is die beruiming van Esegiel 36 wat ek ook in die preek aangehaal het. Ek lees vir ons die tweede helfte van die eerste vers en die eerste helfte van die tweede vers. God se belofte. Nuwe harte gee ek aan julle en ek gee 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip verwyder aan julle gee 'n hart van vlees. Gee my Heilige Gees aan julle, wat die krag verleen en trou, om te wandel in my weë en my wet te onderhou. Skrifberuiming 14 vers 1 en 2, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Amen.
Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees self is met u en sal met u bly. Amen.